Dis nou 3 weke later, nadat ons die beeste eerste keer op die dekgewasse gesit het, is die resultate eintlik baie aanloklik. Hulle doen baie goed en ek dink dit het vir ons werkie sommer sover baie mooi. Ons het besluit om hulle vandag te weeg. Dis bietjie nat, maar ons klaar nie oor die reën nie. So na die tyd as ons klaar geweeg het, gaan ons vir julle mooi wys en vertel hoeveel het elke bees opgetel, sodat julle kan sien of dit werk. So nadat ons bees geweeg het, is die resultate eintlik baie aanloklik. Ons tollies en ons verse wat so 264 kg gemiddeld is, hulle het so 1,14 kg per dag opgetel. Dan het ons 'n paar droër maarkoeie wat ons ook hier opgehad het. Hulle het by 1,78 kg uitgekom per dag. So dit is baie goeie resultate voel ek vir die drukbeweiding op die dekgewasse. Ons gee wel vir hulle 'n lek. Ons het 'n P14 lek. Ons noem dit die Ombudsman somermix. P14 lek 4 sakke sout en 1 sak meester 20. Ons werk dit saam by mekaar, dan kom dit so omtrent R3.500 uit vir die 400 kg, R8.65 per kilogram. En dan is ons per dag gee ons 'n average van 300 gram per bees per dag. Dit werk so R2.65 per dag uit. So ons beeste is in goeie kondisie, hulle lyk mooi, hulle is glad, hulle doen baie goed en ek dink dit het vir ons werkie sommer sover baie mooi. Ons staan nou hier waar ons die beeste so 3 weke terug, waar ons die eerste video gemaak het. 3 weke terug was ons hierso. Die beeste het afgewei, vir 2 dae was hulle in hierdie stuk. Ons het hulle aangeskuif, maar nou kan julle sien die pearl millets en die radyse en al die goeders begin baie mooi herstel. Ons gaan hulle nog so 10 dae kans gee, voordat ons weer die beeste opsit. Maar hulle is besig om baie mooi reg te kom, en ons gaan weer die bees so oor 10 dae weer hier insit en dan gaan dit verder loop. So terug by ons dekgewasse, dis nou so ongeveer 3 maande later wat ons die bees hier ingesit het. Ons het begin met 85 bees, koeie en dan ook tollies en verse wat so ongeveer 250 kg is. Ons het hulle probeer die 85 op hierdie 7 hektaar aanhou, maar wat ons nou gesien het, die foute wat ons gemaak het, kon ons dit nie reg gekry het nie. Met rede is, ons het geleer nou na die tyd eers, dat ons omtrent 50 kg se stikstof per hektaar moet gee as die beeste klaar gewei het of verby is. Ons het dit nie gedoen nie, ons het gedink met die ammoniumsulfaat en die hoendermis wat ons ingesit het, dit gaan genoeg wees, maar met ons kleigronde, en hulle sê die pearl millets doen nie so goed in die kleigronde nie, het ons bietjie gesukkel om weer die hergroei vinnig genoeg te kry. Ons het weer ook grondmonsters gevat om te kyk waar ons tekort is, maar soos ek sê, as jy dit gaan doen en jy gaan wei, dan moet jy 50 kg se stikstof neersit nadat die beeste verby is. Ons beeste het toe omgegaan en toe ons by die einde kom, sien ons maar, ons gaan dit nie weer kan wei aan die begin nie. Ons moes toe die beeste oorsit op die braasgras en op gewone gras vir die tyd, sodat ons dekgewasse mooi kan herstel en reg kan kom. Ons het die beeste aan die begin het hulle so 1,14 kg 'n dag opgetel, maar met die wat ons hulle geskuif het, het die average afgekom na 650 gram toe. So daar is definitief 'n groot verskil toe hulle net hier opgewei het en toe hulle oorgaan na die ander gras toe. Ons kan dan met die sê is dat ons average omtrent oor die tydperk van 3 maande omtrent 800 gram 'n dag se toename is, wat ons redelik goed vind, alhoewel ons dit moes geskuif het. Maar as ons dit weer gaan doen in die toekoms, gaan ons definitief ons kunsmis bietjie moet verbeter. Ons sal ook definitief ons stand beter moet kry. Ons het hierdie jaar nie so baie stand gekry soos wat ons wou gehad het nie. So ons gaan probeer om dit dan weer beter te doen. Maar die plan is nou op die einde eers. Ons begin weer met ons volgende plan.